Okay. Right. Ek weet jagseisoen is nog nie hier nie. So hoef my dit te sê nie. Wie van julle se paas lyk partykeer so? Né? En dan gaan maak hulle oorlog, wat ek het al van hulle gesien gaan jag, dit klink meer soos oorlog. Nee, dan gaan hulle nou kom op oorlog. En dan trek jy so aan. Hoekom trek 'n mens so aan, dink julle? Hoekom? Jy kamoufleer, laat die mense jou nie kan sien nie, of laat die diere jou nie kan sien nie, nee. En hierdie baadjie is baie warm, so ek's nou klaar met hom. So, met ander woorde, jy trek dit aan om gekamoufleer te wees en weg te kruip en goeders. En dis, ons praat altyd van army klere. Die ou oomies en tannies het nog geweet van army, jy het army toe gegaan. En vandag wil ek julle vertel van die wapenrusting. Wie van julle het die videoetjie gesien wat ek gemaak het, wat ek uitgesit het met die wapenrusting? Mama, so kom deel julle nie die video's nie. Ok, so daar was hierdie wapenrusting, né? En in Efesiërs, as julle Bybels by julle het, blaai gou vir my na Efesiërs 6 toe, gaan vir julle mooi lees daarso. En die opskrif van dit sê, die Christense wapenrusting. En julle moet nou mooi luister, want ek gaan vandag 4 maatjies nodig hê om my te help. Wonderlik, vandag gaan hier weer natuurlik 'n klomp verjaar, soos laas keer. So, ek gaan 4 maatjies nodig hê, maar ek gaan nou hierdie stuk lees. En as ek vra, die maatjies wat die antwoorde reg het, gaan my kom help. So, as jy nie luister nie, gaan jy dit nie kry nie. Sit neer daai skoene manne, baie dankie, sommer daar langs die kant. Right, hier gaat ons. Efesiërs 6, die Christense wapenrusting. Verder nog dit, en ons gaan dit nou 'n bietjie makliker maak, dat julle presies verstaan. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Wat beteken dit? As ons wil sterk wees, dan moet ons vir Jesus vra om ons te help. Want Jesus is die enigste een wat sterk is. Hy is sterker as enige iemand anders. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting van God, wat God vir julle gee aan, sodat julle op julle pos kan bly staan, ondanks die lastige aanvalle van die duiwel. Met ander woorde, wat beteken dit as jy op pos staan? Met ander woorde, as ek vir jou sê, hoor jy moet vir my vandag hier staan, nee, ons het nou bazaar volgende week, en dan sê ek, jou pos is om hierso te staan, en jy moet vir my kyk na die spookasem, dat hulle die spookasem verkoop, dan is dit jou pos, dis waar jy die hele tyd moet wees. Maar die pos waarvan hulle hier vra, staan is waar ons staan teen die duiwel, want die Bybel sê vir ons hierso, sodat ons die listige aanslag van die duiwel kan weerstaan. So die duiwel val ons die hele tyd aan. Nou hy doen dit nie soos wat hy op jou skiet of rarig nie, maar hy doen lelike goeders en hy stuur lelike mense oor julle pad. Het julle gesien die kinders hier buitekant wat ongelooflike lelike goeders geskryf het op die mure? Dis die duiwel wat sulke goeders doen. Staan as sulke lelike goed wat hulle teen die mure geskryf het. As enige iemand van julle weet wie dit is, laat weet ons asseblief. Hulle het op die deure en op die gedenkmuur en oral sit klomp lelike goed geskryf. So dit is wat die duiwel doen. Hy skryf hy laat kinders lelike goeders doen. So dis die listige aanslag van die duiwel. Vers 12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Wat beteken dit? Ons stryd is nie teen mense nie. Dis nie mense wat dit doen nie, dis die duiwel. So dit is al hierdie bose geeste en hierdie Satan se klomp goeters wat hier rondgaan, né? Ons praat van bose geeste en slegte goeters, dis teen hulle. Maar teen elke mag en gesag, dis nou daai bose geeste. Teen elke gees wat eers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting van God vir julle gee aan, sodat julle kan weerstand bied in die dag van onheil. Met ander woorde, as dit moeilik gaan, dan kan ons weerstand gee. Nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, met ander woorde, hierdie geveg gaan nie vinnig verby wees nie. Dit gaan nog lank gebeur. Dit gaan nog lank aangaan wat ons gaan veg. Nog op julle pos kan bly staan. Met ander woorde, as die Satan julle aanval, al val hy jou aan en al val hy jou aan en hy doen lelike goeders. En hy maak julle seer en hy doen snaakse goeders met 'n mens, né? So, James, kom staan jy gou hier, dan wys ek vir julle wat doen die Satan. Nee, en die Satan hy's 'n karnalie. Hy doen snaakse goed. Hy staan, kom staan nie James. So die Satan kom nie en dan sê hy, hey.
vat dat joint, hierso. Doen hy dit? Hy kom so en dan sal hy so gaan. As it James. It's jou buddy. Check hierdie lekker cool ding. Dit proe so 'n bietjie funny, nee. Maar en dit laat jou lekker voel. Wil jy nie bietjie hê nie. Dis wat die duiwel doen, kom as dankie James. Hy doen dit. Hy kom nie en hy val jou aan en hy maak jou bang nie. Hy maak jou sy pel en hy praat saggies met jou. En dan maak hy vir jou so dat jy slegte goeders doen. Want aan die begin, hy gaan jou nie bang maak nie, want dan gaan jy dit nie wil doen nie. So hy praat mooi met jou. En hy stuur slegte maatjies oor jou pad om mooi te praat, dat jy lelike goeders doen, dan doen hy dit so. So jy moet daar staan, sodat jy op jou pos kan bly staan. Bly dan op jou pos, toegerus met die waarheid as gordel. Op julle heupe. Met ander woorde, wie weet wat 'n gordel? Wat is hierdie? Dis 'n beld. Okay, die waarheid as gordel. En die vryspraak as borsharnas. En bereidheid om die evangelie van vrede verkondig as skoene aan jou voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild hê in julle hand, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose afweer. Verlossing as helm en dan die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeekend by God se geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. So die wapenrusting, bestaan uit 'n klomp verskillende goeders. Nou wil ek gehoor, hoeveel goeders is daar in die wapenrusting? Het julle nou geluister? Daar's die eerste vraag. So die eerste een wat vir my kan sê, hoeveel en as jy raai is jy uit? Hoeveel? Ek het nou net vir julle gelees. Luister mooi. Bly dan op julle pos. Die waarheid as gordel. Vryspraak van God as borsharnas. Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene. En daarom moet julle geloof as skild in julle hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose afweer. Verlossing as helm en dan die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeekend voor God. So hoeveel? Nee. Kobus, nou raai julle. Het gesê 7. Maar jy het klaar verkeerd gesê. 7. Daar 7. Dis die waarheid as gordel, borsharnas van vryspraak, skoene van evangelie, die skild, die helm, die swaard, en ons moet dit alles bidend doen, en ons vergeet baie keer van die bidend gedeelte. Okay, so, in vers 11 staan daar's 4 dinge wat die wapenrusting ons beskerm teen. Die eerste ding is, Paulus sê vir ons, Paulus het hierdie gedeelte geskryf, teen die duiwel. So ons gaan al hierdie goeders aantrek, dat die duiwel nie by ons kan uitkom nie. Dat gaan ons beskerm teen die Bybel. Tweedens, dit leer ons waarteen ons veg. Met ander woorde, ons weet wie is die enemy. Die enemy is die duiwel. Okay, maar wat doen hy? Hoe moet ons, teen wat fight ons? Teen die listigheid. Hy gee vir ons verkeerde goeders. En dan derdens, die doel van die wapenrusting is, om ons geestelike oorlog te kan laat veg. Met ander woorde, as ons bid en as ons vra vir liewe Jesus om ons te help. So dis die derde ding hoekom ons die wapenrusting aantrek. En die vierde ding is, deur die wapenrusting van God aan te trek. Ons moet dit aantrek. Dit help nie ons los die wapenrusting daar nie, ons moet dit elke dag aantrek. So die eerste ding, ons sal ongelukkige seentjie moet gebruik, want jy het 'n rok aan my skat en dit gaan nie werk. Raad Jakobus, kom help jy my maar gou. Jy gaan my nou met iets anders te help. So jy kan gaan sit. Raad Jacobi. Right. So die eerste ding wat ons het, is die waarheid as gordel. So, wat moet ons hê? Die beld. So ek het nou vandag vir Jakobus 'n lekker broek saamgebring. Right. Raad Jacobi trek aan.
Staan bietjie hierdie kant toe. Okay, right, trek, ons gaan nou die pype ophol, maar nie worry nie. Right, trek hom aan. Right. Okay. Right, staan maar net so. Ons gaan hom so vat, laat hy werk. Okay. Okay. Okay, right, maak vas die zip, ag die zip, ja, en die knoop. Okay. En die zip, asseblief, stadig met die zip. Right. Jakobus, staan gou vir my daar. Trek op jou broek. Nou maak jy so en hardloop jy vir my tot hier. Nee, ja. Nee, kom van af. Steek op jou hande, hardloop vir my na reguit, laat jy mag jy so wyd binne hardloop. Wat gebeur as 'n mens nie 'n belt aansit nie? Jou broek val af. Né? Right, kom die kant Jakobus. Right, so ons het vir Jakobus 'n belt gebring. Right, so kom ons draai om gou aansit. Die broek is hopeloos te groot. Okay. Right. So, wat is om so? Right. Nee, jy worry nie, ons gaan vir jou in mekaar kry, papie. Right. Daar gaan we op. Right, ons vat daai ding net daar. Daar is hy. Daar sit hy. Hoekom moet ons 'n belt aansit, hè? Wat is die belt se rede? Die belt is die belt van waarheid. Want wat gebeur as ons jok? Staan vir my hier, Jakobus, dat die mense kan sien wat 'n pragtige broek het, ja. Right. Hoekom het ons 'n belt aan? Want as ons jok, dan gaan die waarheid gaan op 'n stadium uitkom en dan gaan dit ons trip. Dit gaan ons triep, ons gaan val, want omdat ons broek nie bo bly, omdat ons belt nie daar is nie, dan gaan ons val. Met ander woorde, wat is die waarheid? Wie van julle kan my sê, wat is die waarheid? Waarheid is, as ons nie jok nie. Wie van julle kan vir my sê, wat se gebod sê ons mag nie jok nie? Wat een van die 10 gebooie is dit? Die hoeveelste gebod? Baie mooi, die 9de gebod. Want as jy 'n 9 maak, en jy maak nog 'n 9, en jy trek hulle langs mekaar, en jy sit 'n streepie tussen hulle, is dit 'n musieknoot. Né? 2 9's langs mekaar is 'n musieknoot. En dis 'n vals noot. So ons mag nie valse getuies, ons mag nie jok nie. So as ons belt het, dan hou dit ons broek bo. Maar wat dink julle doen 'n belt nog? As ek vir Jakobus hierdie gee. Jakobus, waar gaan jy hierdie swaard sit? Check. Sien so, die belt help ons ook om ons wapens vas te hou. As pappa gaan jag, dan het hy 'n belt en dan het hy altyd gewoonlik so 'n klomp, so 'n sakkie wat patrone inpas, wat jy kan saam met jou dra in die jagveld. So dan het jy kan dit ook daarso, so die waarheid is daarso, dit help ons om te weet wat's reg en verkeerd. Die belt help ons om ons broek bo te hou, met ander woorde, as ons bly die waarheid vertel. Het jy al agtergekom as 'n mens partykeer jok, dan kan jy nie lekker onthou wat jy gesê het nie, en dan moet jy oor en oor onthou wat jy gesê het. Maar as jy die waarheid van die begin af vertel, dan hoef jy nie te worry oor dat nie. Okay, die tweede ding, gee eers my swartig. Right, die tweede een is die borsharnas. Dis so 'n ding, né? Wat is 'n borsharnas? Hy's hard. So wat hy doen is, gaan hom so oorsit Jakobus, en dan druk jy daai aan daardeur, en jy druk daai aan daardeur. Okay, so die borsharnas keer dat as hulle, nou laat ek gou 'n swaard kry van Jakobus, as hulle 'n swaard gehad het, staan gou hier. Staan agter jou, reg agter jou koppie. Right. So as hulle 'n swaard gehad het in 'n kap, dan keer dit jou bors. Dit beskerm jou bors. Soos hulle gefight het, en daai ou het so gefight en Jakobus en hy het so gesteek, dan kon hy nie deur die ding gegaan het nie, want hy keer Jakobus of die soldaat se bors gekeer. En wat is binne in jou bors, julle? Wat is binne hier binne-in? Jou hart en wat nog? Longe en dan nog 'n klomp ander belangrike goedes. So as ons hart, partykeer, het jy al gehoor, mamma sê altyd, maar sy voel nie baie lekker nie. Dan redeneer hulle met hulle hart. Hulle redeneer nie met hulle kop nie. Mans redeneer met hulle kop. So,
ons harte moet beskerm wees, want weet julle wat, né? As ons emosioneel raak, dan redeneer ons met ons harte. En Jesus wil nie hê dat ons harte moet beskerm word, sodat as ons begin sleg voel, dan weet hy, want hy sê, hy het gesê, dat ons is sy hartse punt. Hy is vir ons bitterlik lief. So hy wil nie hê dat ons harte moet iets oorkom. En die ander ding is ons longe haal asem. As ons longe asem, en ek het vir julle laas keer gesê, as ons Jesus se naam sê, né, in Hebreëus, dan sê ons elke keer met ons longe Jesus se naam. Want Jesus se naam is Yahweh. Dis Yahweh. Dis hoe mense Jesus se naam sê. Jesus se naam sê ons met ons longe. So elke keer as ons praat, dan sê ons Jesus se naam en hy wil hê ons moet dit beskerm. Maar sien julle hier so 'n klein bietjie van 'n probleem. Staan gou hier en dan draai jy gou om. Sien julle hier's bietjie van 'n probleem. Wat gaan gebeur as ek van hierdie kant af steek? Gaan ek vir hom mors doodsteek met hierdie mes. So, nou Jakobus hy swart. Jakobi. Wat is daar nie? Ja, ons gaan nie fight nie. Right. Ek en Jakobus is in dieselfde span. High five. Right. Nou gaan ons aan die fight raak. Maar nou is daar 'n klomp mense wat teen ons gaan veg. Staan hier so in die middel dat almal mooi kan sien. Nou is daar 'n klomp mense wat teen ons gaan veg. Wat gaan ons doen? Jakobus, back to back. Kan hulle by ons raai uitkom? Daar is 'n manier nie. Nou kan ek en Jakobus so fight in die ronde. So, in die ronde. So. Met ander woorde, nooit gaan hulle vir ons kan kry in ons rug nie, want hoekom? Ons rug is beskerm deur een van jou mense wat saam met jou is. Dis hoekom Jesus vir ons sê, waar 2 of meer in my naam vergader, ons moet mense hê wat saam met ons hierdie fight. Ons kan nie alleen nie, want ons moet mekaar se rugte beskerm die hele tyd. Sodat as ons so kan staan, dan kan ons mekaar se rug beskerm. En dan die ander een is die skoene van bereidheid om die evangelie te gaan verkondig. Wat is die evangelie? Dis 'n baie groot woord. Weet julle wat beteken, wat is dit? Die Heilige Gees, baie mooi. Evangelie is net 'n baie fancy woord wat sê die mooi boodskap of die goeie boodskap. Met ander woorde, wie is Jesus? En dis wat ons gaan doen met die skoene. Maar kom ek wil gou vir julle wys hierso. Dink julle hierdie is lekker oorlogskoene? Wat se skoene is die? Nee, dit is nie fietsryskoene nie. Wat? Dis golfskoene. Want hulle het sulke goedjies aan die onderkant wat jou help om vas te hou. Dink jy mense sal lekker oorlog toe kan gaan met hulle? Nee, glad nie. Hierdie skoene? Dink julle mense sal kan oorlog toe gaan met hulle? Daar sê 'n manier nie. Hulle sê jou toon afkap, man. Hierdie skoene werk baie lekker. Hulle is ontwikkel sodat jy op die strand kan gaan draf en glasstukke in jou voete kan sny. So hoor ek dra dit want dis oulik. Right. So hierdie skoene gaan nie werk nie. Wat se skoene gaan werk? Sulke paar boots. Ja, want jy kan hulle aantrek. Daai is lekker, dis eintlik biker boots. Dis eintlik vir motorfietsry. So dit is lekker skoene daai. Met hulle sal jy kan oorlog toe gaan, want jy gaan nie, dit beskerm jou enkels, laat jou enkels nie seer kry nie, en dit beskerm jou tone, Jan. So met ander woorde, dit beskerm jou voete, sodat as jy kan hardloop, en nou ewe skielik al hardloop jy oor dubbeltjies, gaan jou voete nie seer kry nie. Ok, en dan gaan jy oorlog toe, en wat moet jy bo op jou kop hê? 'n helm. So, dink julle hier, wat is hierdie? Dit is 'n fietsry, hoe dink julle hy gaan werk?
Daar sê 'n manier nie, hoekom nie? Kyk al die gate. As daar 'n pyl kom skiet hulle jou binne. Gaan hy werk met fietsry? Ja, hy's gemaak vir fietsry. Want as jy val, en jy het nie hierdie hoed op, jy kan jy harsings kan, jy kan baie seer kry. Ek het gehoor van mense wat gesê het, hulle lewe is gered as gevolg, en dit is lig, is baie lig. So, dit. En hierdie, wat is hierdie? 'n brandweerhoed. Sê dit werk hy so? Nee, andersom. Wie van julle weet hoekom werk 'n brandweerhoed so om? Nee, wil jy mag gesê nie. Want as hulle so in die lug opspuit, met 'n brandweerslang, wat gebeur met daai water wat afval? Dink julle dis koud? Dis vuurwarm, dis soos kookwater. En hierdie ding keer, laat dit afval en laat dit nie binne in jou hemp gaan nie aan die agterkant, laat die kookwater jou brand nie. Dis hoekom 'n brandweerhoed so gemaak is. Julle het geweet. So dis hoekom 'n brandweerhoed so is. So gaan hierdie brandweerhoed werk? Nee. So wat se hoed moet ons gebruik? Een van hierdie. Een van hierdie ouetjies. Right, sit hom op Jakobus. Sy. En check hoe lekker werk hy. Gaan hy kan toe kom. Jakobus se neus is te groot. Okay. Maar as jy hierdie helmet op het, en hy's bietjie vorentoe, so, dan gaan hy, julle sal sien hier so as twee sulke gate, dan kan jou oë daar kom, dan beskerm dit jou hele kop. So, gaan ek vir jou swaard leen. As ek dan vir Jakobus op sy kop slaan, dan gaan ek nie dwars deur sy kop kan slaan nie, want die helm beskerm sy kop. En dit is die helm van verlossing. Wie het ons verlos? Jesus, het in die kruis dood gegaan. Maar wat doen 'n helm met? Hoekom sit ons 'n hoed op? Dit beskerm ons teen die son. Maar dit help ook dat ons nie slegte, in die helm van verlossing help dat ons nie slegte gedagtes het nie. En dan, die swaard van die woord. Wat ons gesê het is wat is die swaard van die woord? Lees jou Bybel. Dis die swaard van die woord. Want kyk gou, hierso het hy twee kante wat kan sny. Hulle praat van 'n tweesnydende swaard, sodat jy kan slaan en jy kan sny met hom en jy kan keer met hom. So dis hoekom ons hierdie tipe swaard het. Want dit is die swaard van die woord. Dink julle, as ek nou vir Jakobus sê, right Jakobus, hou vas jy daai swaard. En ek vat die swaard. Wie gaan wen? Moet ons kyk. Maar sê nou man, ons het altyd dieselfde swaard. En ons fight so. Dink julle ons gaan op 'n stadium begin beter raak as ons elke dag oefen? Ja. En beter raak as ons elke dag oefen? Ja. Verseker, en op 'n stadium gaan ons lekker kan fens teen mekaar, gaan ons so lekker kan fens teen mekaar. En dis hoekom ons die Bybel moet gebruik elke dag, laat ons beter raak met die Bybel, en beter raak met die Bybel, en beter raak met die Bybel, en op 'n stadium gaan jy so kom, dat jy die Bybel goed kan gebruik, en dis hoekom ons 'n swaard dan het, en dis hoekom hy dit sê, en dan die heel laaste ene, buiten bidend. Hoekom moet ons bid? Wie van julle kan vir my sê, hoekom moet ons bid? Hoekom? As ek bid, dan wat dan? Sê vir my. Dan praat ons met Jesus. Kan ek vir enigiemand bid? Natuurlik. Ek kan vir enigiemand bid, want hy kan nie sê ek mag nie vir hom bid nie. Al sê hy vir my jy mag nie vir my bid nie, kan ek nog steeds vir hom bid. Want hy kan nie keer nie. En dis die lekker ding en dis hoekom ons bid vir ons maatjies. As ons vir ons maatjies bid, dan gaan hulle vir Jesus leer ken op 'n stadium. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. En dan die laaste ene is 'n skild. Raad Jakobi, kom daardeur. Dink julle ons gaan by Jakobus kan uitkom as hou 'n bietjie daai swaard voor jou? Jo, manne, ek weet hom nie. Nou hierso is waar die interessante ding kom. Jakobus staan vir my net hier. En dan kyk jy vir my daai kant toe.
Waarvoor beskerm hierdie ding? Wat het die Bybel sê? Teen nie? Teen nie wat? Wat se goed is dit? Teen die borsie. Jakobus, is jou testament reg? Staan vir my. Right. Jakobus. Okay. Right. Hou daai, right, nou moet julle vir my net so 'n bietjie pas op hier. Hier in middelste klomp. Right, Jacobi. Kyk gou vir my, ek gaan nog eens skiet. Hou hy skild so mooi voor jou. Right, jy reg. Kom hy. Was dit seer? Hoekom was dit die serie? Want hy is beskerm deur die skild van geloof. Hierdie, kom staan gou vir my hier. Hierdie skild van geloof het vir Jakobus beskerm. As hy nie daar was nie, het ek vir hom mors doodgeskiet. As ek een van die ander pile gebruik. Want dis hoekom ons die skild van geloof het, is om ons te beskerm. Want geloof is die gedeelte wat die sambreel is, wat oor alles is. Okay, so ons is daar om beskerm te word deur geloof. Right, nou. Weet julle wat gebeur? In vandag se wêreld, Raad Jakobus, jy kan vir my daai goed alles net daar neersit. Sit maar net daar neer, trek dit in, dan sit jy daar op die tafel neer. Okay. Maar in vandag se lewe, nou soek ek iemand wat bietjie groter is wat my kan help, wat meer hoërskool is. Nee, wag. Ciao. Jy gaan beter werk vir hierdie trappie. Right. Maar ja, op gou Jakobus. Wat is die? Okay, kom maar net uit en laat val hom. Okay. In vandag se lewe, né? Wanneer laas het julle iemand gesien wat sulke goeders aan het wat oorlog toe gaan? Vandag, wanneer laas behalwe vandag? Nog nooit nie, maar hierso is wat gebeur. Ons het deesdae dit bietjie anders daar. Right, Joe. Jy weet waar kan hy. Right. Wat is hierdie? Wie kan vir my sê wat is die? Dis 'n bulletproof vest. Maar kom miskien net 'n bietjie losser aan daai kant. Asai. Okay. So dis 'n bulletproof vest. So al skiet ons hierso is 'n staalplaat hier en al skiet ons vir jou daar dan kan dit. En dan het jy van hierdie, mens noem dit 'n riot helmets. Nee. Hy kom so om. Okay. Dan trek net daai af. So.
Ek wag, dan is Okay. Okay. Right. Trek maar nou daai ding na die kant. Daardeur. Right. Dis dit. En dan kyk waar is Jou se swaard. Sit gou net die swaard terug waar hy was Jou. Hy kom daarin. En dan haal hy die swaard uit. Haal hom uit. Ons noem dit 'n baton. So hierdie keer. Maar nou hier is die belangrike gedeelte. Right. Jou staan vir my hierso. Wat het ons gesê? Wat is die doel van hierdie ding? Dis die skild van geloof. En ek wil net gou die stukkie vir julle lees. En in Markus 12, né? In Markus 12 staan daarso. Daar was 'n verlamde man gewees. Hy kon glad nie loop nie, vandat hy gebore is. Was hy verlam. En toe kom daarso mense aan wat hom gedra het. En hulle kom aangedra. En nou hoor nou wat sê Markus. Toe Jesus hulle geloof sien. Nie die verlamde man nie, die mense wat hom gedra het, sê Jesus vir hom, vriend, jou sondes is jou vergewe. So omdat die ander mense, né, omdat die ander mense se geloof so sterk was, is daai ou gered. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons vir mense moet bid en laat ons vir hulle wys hoe werk Jesus. Want die belangrike gedeelte is as hulle help om te bid. Dis hoekom mamas en papas altyd bid vir hulle kinders. Vandat hulle so klein is tot hulle so groot is, altyd bid ons vir hulle want ons kan nie ophou om te bid vir hulle nie. Dis hoekom julle vir maatjies moet bid. Want dan weet maatjies dat hulle beskerm word. Want sien, as Jou staan gou vir my hier, dan gaan jy vir my net so op jou knie af. So, okay. En dan hou jy daai raai shield so voor jou. Okay. Nou, waar is daai dogtertjie? Kom help jy my nou gou. Sien nou, Jou is by die skool, en hy is een van die kringleiers, en hy help vir van die maatjies, om vir Jesus beter te leer ken. En die maatjie, ek weet sy het al, maar ons maak nou kamma. Hierdie maatjie het nog nooit van Jesus gehoor. Né? Sê mos ons maak so man. So kamma. Kamma het sy nog nooit van Jesus gehoor nie. So, wat gaan Jou doen? Hy moet haar beskerm. So, wat moet hy vir haar sê? Kom staan agter my, staan daar, sodat hierdie ding my kan, en dan sak jy daar agter haar in. Sien wat nou kan Jou haar beskerm teen die brandpyle. Maar as ek daar so staan en ek skiet met 'n brandpyl, dink julle ek gaan haar kan kyk? En as ek daar staan, en as ons 2 is, nou, kom Enko. Right. Nou moet julle daar staan. Nee, aan hand. Daai hand, daardeur. Sit so, soos Jou, sit soos Jou. Nou, Enko, julle moet nou nee, julle moet teen mekaar staan dat julle haar kan beskerm. En jy moet by hulle sit en daai shields moet teen aan mekaar wees. So. En daai ene daar. Want kyk nou wat gebeur nou. Nou is sy beskerm. Right. Julle wat oor is, gaan staan gou vir my hierdie klomp wat hier voor is. Gaan staan gou vir my daar agter die bank. Okay. En nou moet julle vir my weer net so opskuif, na die wegskuif van die middel af. Wegskuif van die middel af. Okay. James, leg op hy wit ding. Ag, hy blou ding. Kry vir julle elke 'n sakkie. Right. Okay. So kyk wat gebeur nou, né? Hier's die bose geeste, die slegte goeders, die slegte mense. En almal van hulle het brandpyle. Daar's nog sakkies oor. Daar's hoeveel is elkeen kry net een. Hoeveel is daar nog oor? 3, daar's nog 1, James.
So elkeen kyk, daar's nog 3. Nog gaan alles sakkie. Hoeveel is nog oor? Hoeveel is daar nog oor? 1. Right. As ek tel, jy moet nou so sit dat hulle jou kan beskerm, sit daar so by Henk. As ek tel tot by 3, dan probeer jy hulle vir haar raak gooi. 1, 2, 3, gooi. Okay, julle kan maar kom sit. Dankie, julle kan maar gaan sit. Sit dit net neer op die grond. Sit maar neer, sit net vorentoe neer. Los alles netie, los alles netie. Dankie, sit maar net neer so. Okay. So verstaan julle hoekom is dit so belangrik dat ons almal moet geloof hê? Want as ons geloof het en ons glo in Jesus en ons vertrou op Jesus en ons manne en ons vertrou op Jesus, wat gebeur dan? Dan kan ons die mense rondom ons beskerm. En dan kan ons geloof ander mense help. Want as mense saam met jou gaan, en hulle kyk vir jou, en hulle sien hoe jy optree, dan sê hulle, ek wil ook so wees. Want dan beskerm ons skild van geloof, beskerm almal rondom ons. Right, kom ons sluit die oogies. Dankie liewe Jesus vir die liefde en vir die genade, gaan so saam met ons deur hierdie week. Here, dankie dat ons kan weet, u liefde is oneindig. U wapenrusting is daar om ons te help, om ons ander mense mee te help. Ons maatjies wat dalk nog nie van u gehoor het nie, of wat dalk nog 'n kort tydjie saam met u stap, sodat u hulle kan help. Dat hulle sien, Jesus, maar hierdie maatjie van my is so gelukkig, en hy is so lief vir Jesus. Ek wil ook so wees. So Here, help ons met dit, elke liewe dag. Here, ons vra dit in u groot naam alleen. Jesus se kinders sê, amen. Right, julle kan maar weer vir my gaan sit. Baie dankie julle.